Kom ons by saam die hoofde. Ons wonderlike Jesus, baie dankie dat ons vanaand weer eens in u teenwoordigheid kan kom. Dankie Jesus vir die wonderlike dinge wat ons uit u woord uit al kon ontdek het. Dinge wat u woord vir ons lewendig gemaak het. Dinge wat u woord vir ons as te ware nuwe lewe gegee het om voor te lewe, omdat ons weet u waarheid en geregtigheid is. En ook vanaand wil ons weer eens vra, Here Jesus, dat u ons sal styf vashou met die groot en wonderlike liefde, terwyl ons weer eens 'n belangrike hoofstuk in u boek Openbaring gaan bestudeer. Mag u Gees ons lei, mag u ons verstande verlig, en maar bo alles, mag u die onderskeiding in ons harte gee, dat ons die waarheid kan regsny en alle valshede kan verwyder. Ons vra vir u volheid om ons harte aan te raak, en ons bid dit in ons wonderlike verlosser Jesus se kragtige naam. Amen. Goed, vanaand se lesing, die vrou en die skarlakenrooi dier. 'n Baie interessante profesie. Nou ons het amper nog elke keer teruggekyk in die geskiedenis in, nie waar nie? Ons het sover elke slag letterlik teruggekyk in die geskiedenis, maar in vanaand se lesing gaan ons so 'n bietjie vorentoe kyk die toekoms in. Dis belangrik. Met ander woorde, u moet onthou, ek is nie 'n profeet wat die toekoms vir u gaan voorspel nie. Nee, ek is nie 'n profeet nie en ek gaan nie vir die toekoms probeer voorspel nie. So ons gaan natuurlik die onbekende nader met die bekende, dit wat ons alreeds weet. Met ander woorde, dit wat ons alreeds geleer het en weet, gaan ons gebruik en toepas en sodoende 'n beeld te kry van wat Openbaring vir ons skets op ons wag. Nou kom ons lees Openbaring 17 vers 1 en 2 wat ons vanaand na kyk, en dit sê: Een van die 7 engele met die 7 skale het gekom en met my gespreek en vir my gesê: Kom hierheen, ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer wat op die baie water sit, met wie die konings van die aarde gehoorheer het, en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar hoedery. En hy het my in die gees weggevoer na 'n woestyn, en ek het 'n vrou sien sit op 'n skarlakenrooi dier, vol godslasterlike name, met 7 koppe en 10 horings. En die vrou was bekleed met purper en skarlaken en versier met goud en kosbare stene en parels. En sy het in haar hand 'n goue beker gehad, vol van die gruwels en die onreinheid van haar hoedery. En op haar voorhoof was 'n naam geskrywe: Verborgenheid, die groot Babylon, die moeder van die hoede en van die gruwels van die aarde. En ek het die vrou gesien, dronk van die bloed van die heiliges en van die bloed van die getuienis van Jesus. En ek het my uitermate verwonder toe ek haar sien. Toe sê die engel vir my: Waarom het jy jou verwonder? Ek sal jou die verborgenheid van die vrou vertel en van die dier met die 7 koppe en die 10 horings wat haar dra. Die dier wat jy gesien het, was en is nie, en sal uit die afgrond opkom en na die verderf vaar. En die bewoners van die aarde, wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe geskryf is nie, sal hulle verwonder as hulle die dier sien wat was en nie is nie, alhoewel hy is. Baie interessant. Hier kom die verstand wat wysheid het te pas. Die 7 koppe is 7 berge waar die vrou op sit. En hulle is 7 konings. 5 het geval, 1 is, die ander een het nog nie gekom nie, en wanneer hy kom, moet hy 'n kort tydjie bly. En die dier wat was en nie is nie, is self ook die 8ste, en hy behoort by die 7 en gaan na die verderf. So, Johannes sien hier 'n vierrooi draakdier met 7 koppe en 10 horings, en bo op hierdie dier sit hier 'n vrou, 'n onsedelike vrou, of sommige vertalings noem dit reguit 'n hoervrou. Nou, sy is bekleed met allerlei edelgesteentes, godslasterlike name en al daai dinge, en sy het aan haar hand 'n goue beker gehad, vol van die gruwels en die onreinheid van haar hoedery. So 'n baie bose beker vol onreinheid en hoedery. En op haar voorhoof was 'n naam geskrywe, naamlik Verborgenheid, die groot Babylon, die moeder van die hoede en van die gruwels van die aarde. En sy was dronk, sê die Bybel vir ons, van die bloed van die heiliges en van die bloed van die getuienis van Jesus. Duidelike vervolgingsmag, nie waar nie?
Nou wat beteken dit alles? Is jy seker ons het Openbaring gelees? Het ons nie ons kinders 'n Ninja Turtle boek gehad of so iets nie. Mens kan amper so dink as jy dit so lees, nie waar nie? Nou wat beteken dit alles? Nou natuurlik voor ons die onbekende aandurf, kom ons gebruik eers die sleutels van die profetiese slotte van wat ons alreeds weet. Nie waar nie? Dis die veiligste manier, wat ons alreeds weet. Nou wat stel 'n vrou in profesie voor? Jy moet hierdie ding nou al op die punte van die vingers ken. 'n Kerk, nie waar nie? 'n Vrou simboliseer 'n kerk. Onthou jy nog 2 Korintiërs 11 vers 2 wat sê, want ek het julle aan een man verbind, om julle as 'n reine maagd aan Christus voor te stel, sê Paulus vir ons. Nou 'n rein vrou het ons gesien simboliseer die ware kerk, God se rein kerk gebou op die waarheid. Nou 'n onsedelike vrou, natuurlik net maar die teenoorgestelde, 'n valse kerk. Let wel, ook 'n kerk, maar 'n valse kerk. Met ander woorde, een wie se leerstellings nie eg is nie, wat nie suiwer is nie, wat nie vasloop op die regte koers van God se woord nie. Nou in Openbaring 12, in gisteraand se lesing, het ons die rein vrou teëgekom wat met die son bekleed was, en die maan was onder haar voete, wat ons gesien het, die rein kerk van God voorgestel het, in beide die Ou en die Nuwe Testament, nie waar nie? God se rein kerk. Nou hoerery, leer die Bybel vir ons is geestelike ontrou. As dit nou in profeties praat van hoerery, dan is dit eintlik geestelike ontrou. Rigters 2 vers 17 sê vir ons, na hulle rigters het hulle egter ook nie geluister nie, maar agter ander gode aangehoreer en hulle daarvoor neergebuig. Nou ons kan sien dat in die Ou Testament kry ons herhaaldelik die vergelyking waar God geestelike ontrouheid en afvalligheid met hoerery of onsedelikheid vergelyk. Nou dit is eintlik nogal harde terme, nie waar nie? Met ander woorde, as jy nie die regte pad loop nie en jy loop 'n paar draaie, dan beskou die Bybel dit as egbreek. En wanneer jy eers boos gaan, dan beskou God dit direk as hoerery. Nou dis harde woorde, want dit sê vir ons hoe belangrik dit in God se oë is, hoe hy dit afvallig beskou. Ek bedoel, as 'n vrou of 'n man nie heeltemal getrou is aan u nie, hoe voel u? Dit is hoe God voel, net in 'n baie volmaakter wyse, want hy het ons volmaak lief. Nou hierdie hoervrou van Openbaring 17 simboliseer dus 'n afvallige kerk, nie waar nie? 'n Valse kerk wat God se suiwere leer verdraai het en daarvan afgewyk het. Nou weer heeltemal daarvan afgewyk het. Nou dit verwys na 'n vrou wat ons gesien het is 'n kerk wat teenoor God ontrou geraak het en wat sy wet vertrap het en nie belangrik geag het nie. Nou in steede om aan God gehoorsaam te wees, het sy gehoorsaam geword aan iemand anders. Sy het gehoorsaam geword aan iemand anders. Nou as ons kyk na die teenoorgesteldes van Openbaring 12 en Openbaring 17, het ons die vrou in wit teenoor die hoervrou op die skarlaken rooi dier. Nou as ons na die vergelykings kyk, Openbaring 12 praat van hierdie vrou in wit is bekleed met die son, en ons het gesien dit is Jesus se geregtigheid, nie waar nie? Nou die vrou in rooi en purper is bekleed met godslasterlike name. Duidelik die teenoorgestelde, nie waar nie? Die vrou in wit het die maan onder haar voete. Onthou jy ons het gesien dis die Ou Testament, die offerstelsel wat die son van geregtigheid weerkaats het. En nou in Openbaring 17 sit hierdie vrou op 'n rooi dier met 7 koppe en 10 horings, wat baie bekend is. Die vrou in wit is bekroon met 12 sterre. Nou die vrou in Openbaring 17 sê die Bybel vir ons is bekleed met baie juwele. Sien jy die kontras? Sy vrou in wit is vervolg en die vrou in rooi is dronk van die bloed van die heiliges. Met ander woorde, sy het vervolg. Sy is die vervolgingsmag. En natuurlik die vrou in wit sê die Bybel vir ons het God se gebooie bewaar. Terwyl die vrou in Openbaring 17 het 'n beker van dwaalleer. Met ander woorde, sy leer iets anders as wat die Bybel ons leer. Baie belangrik as ons na hierdie vergelykings kyk. En dit sê vir ons, en op haar voorhoof was 'n naam geskrywe, verborgenheid, die groot Babylon, die moeder van die hoere en die gruwels van die aarde. Sjoe, dis amper rof, nee? Die moeder van die hoere en die gruwels van die aarde.
En as ons 'n bietjie kyk na die simboliek van Babylon, in die Ou Testament kry ons basies 2 hoofverwysings na Babylon. 2 hoofverwysings. Die eerste een is baie bekend, onthou jy die toring van Babel, waar die opstandig was en toring wou bou tot by God. Dit simboliseer natuurlik ongeloof in die ware God en miskenning van sy wil, staan as 'n monument van afvalligheid. Afvalligheid, ook die betekenis van verwarring, dis waar hulle taal verwar is. En natuurlik die tweede verwysing is die stad Babylon homself, symboliseer selfverheffing en opstand, was ook vir Israel van ouds 'n simbool van onderdrukking, dis waar hulle in ballingskap geneem is, nie waar nie? Daniel homself was in Babylon in ballingskap gewees. Nou hierdie vrou, wat 'n valse kerk voorstel, wat jy moet onthou, verteenwoordig dus baie goed die naam Babylon. Hoekom? Want selfverheffing, opstand, afvalligheid en verwarring word alles daarin gesimboliseer. Nie waar nie? So dis eintlik 'n baie goeie naam vir haar. Nou vers 3 van Openbaring 17 sê, en hy het my in die gees weggevoer na 'n woestyn, en ek het 'n vrou sien sit op 'n skarlakenrooi dier, vol godslasterlike name, met 7 koppe en 10 horings. Nou waar het ons al voorheen die dier, of van die dier geleer met 7 koppe en 10 horings? Waar het jy dit al voorheen teëgekom? Kan jy onthou? Openbaring 13, nie waar nie? Die dier wat uit die see uitgekom het met die 7 koppe en die 10 horings. Nou die dier van Openbaring 13 met die 7 koppe en 10 horings het ons gesien verteenwoordig die Antichrist mag, of die pausdom, onthou jy dit? Die Antichrist mag, dis dieselfde mag wat ons ook in Daniel 7 gesien het, as die klein horingkie wat godlasterlik gepraat het en die Godse kinders vervolg het vir die 1260 jaar. Onthou jy nog die 2 profesieë, of wat ons dieselfde profesie in Daniel 7, as sowel as Openbaring 13. En ons het gesien dat hierdie 1260 jaar, of die pausdom se donker eeue tydperk, is tydelik van sy politieke mag gestroop op 10 Februarie 1798, toe Napoleon generaal Berthier gestuur het om die paus Pius VI gevange te gaan neem, en natuurlik hulle het hom in Valensou opgesluit, en hy se jaar daarna is hy oorlede, en die pausdom se mag was letterlik gebreek na die donker eeue op 10 Februarie 1798. Maar onthou jy nog ons studie oor die Antichrist? Die pausdom se dodelike wond sou genees, en hy sou weer herleef en sy vroeë wêreldse politieke mag terugkry op 11 Februarie 1929. En onthou nog hierdie studie waar ons gesien het wat die eintlike koerantberig vir ons presiese woorde gesê het, sy wond is genees. En die pausdom herwin weer sy mag in 11 Februarie 1929, toe Mussolini die paus weer herstel en die kerk amptelik herken. Dis hoekom ons sê, dis belangrik as ons studies wat ons al reeds gedoen het, volg, want nou begin die dinge by mekaar pas, nie waar nie? So met ander woorde, nou begin hy weer sterk word, leer die Bybel vir ons. En dis die onderwerp van Openbaring 17. En vandag, meer as ooit, kan ons duidelik sien, hoe die pausdom elke dag sterker en sterker word, en stadig maar seker besig is, om 'n mag oor die wêreld terug te kry. Onthou die donker eeue, het hy absoluut al die mag gehad, nie waar nie? En gedoen wat hy wil, en verskriklike dinge gedoen. Nou, wat is besig om te gebeur? Hy is weer besig om sy mag terug te kry. En die Bybel sê vir ons, en sy was dronk van die bloed van die heiliges, en van die bloed van die getuienis van Jesus. Nou is toevallig 'n interessante aanhaling, The Western Watchman, 24 Desember 1908, het hierdie aanhaling gekom. Dit sê, die kerk, Rooms-Katolieke kerk, het vervolg. Slegs 'n groentjie in die geskiedenis sal dit ontken. 150 jaar na Konstantin was die Donatiste vervolg en soms doodgemaak. Protestante was vervolg in Frankryk en Spanje, met volle goedkeuring van die kerkowerhede. Ons het nog altyd die vervolging van die Hugenote, die Franse protestante, en die Spaanse inkwisisie verdedig. Indien sy dit goed dink om fisiese mag te gebruik, dan sal sy dit gebruik. Sal sy absolute vryheid gee aan alle kerke en alle gelowe? Die Katolieke kerk gee geen skuldbewys vir haar goeie gedrag nie.
Baie interessant, dis een van hulle eie aanhalings. Hulle erken openlik dat hulle vervolg het. Duisende en duisende mense doodgemaak het, protestante natuurlik, en hulle sê, hulle gee geen skuldbewys vir hulle goeie gedrag nie. Dis goeie gedrag in hulle oë. Nou kom ons kyk na die dier waarop hierdie vrou sit. Kom ons kyk na die dier. Openbaring 17 vers 8 sê, die dier wat jy gesien het, was en is nie, en sal uit die afgrond opkom en na die verderf vaar. En die bewoners van die aarde, wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe geskryf is nie, sal hulle verwonder as hulle die dier sien, wat was en nie is nie, alhoewel hy is. Was en nie is nie, alhoewel hy is. Is 'n mondvol, nie waar nie? Maar jy gaan dit nou sien. Hier kom die verstand wat wysheid het te pas. Die 7 koppe is 7 berge waar die vrou op sit. En hulle is 7 konings. 5 het geval, 1 is. En die ander een het nog nie gekom nie. En wanneer hy kom, moet hy 'n kort tydjie bly. En die dier wat was en nie is nie, is self ook die 8ste. En hy behoort by die 7 en gaan na die verderf. Nou koppe het ons gesien stel wat voor. Koninkryke, konings en magte, nie waar nie? Hierdie dier met die 7 koppe. So dit is dit 'n werklike dier? Nee, dit is sekere koninkryke gewees, wêreldheersers gewees. Dit praat dus hier van 7 koninkryke, waarvan 5 alreeds gekom en gegaan het, met ander woorde, hulle is nie meer nie. Die 6ste koninkryk is tydens die skrywe van Openbaring se profesie in beheer, of met ander woorde, die heilige een, hy wat is. En die 7de is nog in hierdie fase van die geskiedenis, met ander woorde, terwyl Johannes geskryf het, nog in die toekoms, dit moet nog kom. En die dier wat was en nie is nie, is self ook die 8ste. Nou dis 'n mondvol, ons het gisteraan bietjie daaraan geraak, so kom ons hersien hom net vinnig weer. Die 7 koppe stel die 7 aardse koninkryke voor, wat heerskappy gevoer het op hierdie aarde. Nou as ons na die geskiedenis gaan kyk, sien ons dat hierdie koninkryke wat Satan natuurlik gebruik het, die volgende was. Onthou ons het vir gisteraan gesê, Satan gebruik altyd koninkryke en magte, nie waar nie? Want hy doen nie self die werk nie, hy gebruik altyd magte om sy werk te doen. En nou hierdie 7 magte in die geskiedenis is baie duidelik. Eerstens was Egipte, onthou Israel was slawe in Egipte, en daardeur het Satan probeer om die verbondsvolk waaruit die Messias gebore sou word, probeer vernietig het. Daarna was dit Assirië, en dan die wat ons ken, Babylon, Medo-Persië, Griekeland, heidense Romeine, of die Romeinse Ryk, die bene van yster, en dan pauslike Rome, tydens die 1260 jaar periode, baie belangrik. Nou die draak het natuurlik hierdie magte gebruik en deur hulle gewerk om Christus, sy kerk en sy volgelinge teen te staan, te onderdruk en te probeer om hulle te vernietig. Hulle letterlik te probeer wegvee van God af om die Messias te dood te maak en die hele verlossingsplan in die wiele te ry. Nou Johannes, die skrywer van Openbaring, het gelewe tydens die 6ste kop van die dier, naamlik die heidense Romeinse Ryk, die bene van yster. Die waar nie, jy stem saam hiermee. Ek wil Johannes, toe hy Openbaring geskryf het, het hy onder die Romeinse regering gedien. Die Romeine was in bewind in Jesus se dae, nie waar nie? So met ander woorde, tydens die 6ste kop was Johannes, het hy Openbaring geskrywe. So kom ons som hom gou op en dan vat ons dit vas. Dit sê hoofstuk 17 vers 10 en 11 sê, en hulle is 7 konings. Dis nou die dier waarop die vrou sit. 5 het geval, en die ander een het nog nie gekom nie. En wanneer hy kom, moet hy 'n kort tydjie bly. En die dier wat was en nie is nie, is self ook die 8ste, en hy behoort by die 7, en hy gaan na die verderf. Sy mond vol, nie waar nie? Kom ons maak dit makliker. Dit sê, en hulle is 7 konings. Onthou daar is 7 koninkryke. 5 het geval. Wie is die 5 wat geval het? Dis Egipte, Assirië, Babylon, Medo-Persië en Griekeland. Nie waar nie? En die een is, wat die een is tydens Johannes se regering of tydens sy bewind? Natuurlik die heidense Romeinse Ryk, die bene van yster. So hy is in die tyd met die skrywe van Openbaring. En dit sê, die ander een het nog nie gekom nie. En wanneer hy kom, moet hy 'n kort tydjie bly. En wie's dit? Onthou, dis pauslike Rome wat regeer het vir die 1260 jaar. Die volgende mag wat sou kom en 'n kort tydjie bly. En dan sê vers 11, die dier wat was en nie is nie, is self ook die
8ste, met ander woorde, die herheerse pausdom waarvan die wond herstel is. En dit sê, en hy behoort by die 7 en hy gaan na die verderf. Die 12 Februarie 19, wat was die datum nou weer, 29, wanneer Mussolini die kerk weer herstel het, die pausdom herstel het, met ander woorde, nou is hy weer. Hy was nie, maar nou is hy weer. Baie belangrik. Nou Openbaring 17 vers 8 sê vir ons, die dier wat was, en nie is nie, alhoewel hy is. Want hy het die woorde, die dier wat was, en nie is nie, alhoewel hy is. Kom ons kyk daarna, die dier wat, eerstens was, en nie is nie, alhoewel hy is. Nie waar nie, het hy wat was, en nie is nie, alhoewel hy is. Kom ons vat dit saam. Die dier wat was, die pausdom wat regeer vir die 1260 jaar, van 538 na Christus tot 1798, met ander woorde, hy was, en nie is nie, hy ontvang sy dodelike wond in 1798, met ander woorde, toe is hy nie meer nie, hy kry sy dodelike wond, alhoewel hy is, die herheerse pausdom na die wond herstel is deur Mussolini. So nou begin hierdie pausdom mag weer sterk word, alhoewel hy is. Nou die feit dat hierdie vrou bo op die skarlakenrooi dier met die 7 kop en 10 horing sit, is vir ons 'n duidelike aanduiding dat die pausdom weer volle beheer oor die wêreldmagte gaan uitoefen. Net soos in die donker eeue, het die pausdom volle mag uitgeoefen, nie waar nie? Volle mag. Wat sê Openbaring 17? Hy gaan dit weer doen, wanneer hy volle mag kry. Nou die onsedelike vrou of afvallige kerkstelsel is weer eens 'n godsdienstige politieke mag, wat net soos in die donker eeue inmeng in die godsdienst en politiek van die moderne wêreld. En is dit besig om te gebeur? Openbaring 17 vers 2 sê, met wie die konings van die aarde gehoreer het, en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar hoerery, met ander woorde, haar leerstellings. Nou geestelike hoerery het ons gesien beteken om van die ware God afvallig te word. Deur valse gebruike, leerlinge of tradisies van mense, nie waar nie, aan te hang wat God as hoerery beskou. Is met my so ver. Nou net soos die oudtydse Babyloniese rites onsedelikheid bevat het, net so pleeg moderne Babylon geestelike ontug en besoedel sy die wêreld in die kerk met valse leerlinge en heidense gebruike. Sy knoop ontoelaatbare verhoudings aan met burgerlike magte, natuurlik die state of die regerings, om haar leerlinge waar moontlik af te dwing. Soos antieke Babylon maak moderne Babylon vandag baie nasies dronk met die besoedelde wyn uit haar beker. Dis wat sy doen die Bybel vir ons sê. Nou hierdie vrou, of hierdie afvallige kerk, sal hoereer. Met ander woorde, my tong wat soms so sleg knoop. Hoereer 'n kerk? Deur haar valse leerlinge, nie waar nie? Dit wat God beskou as hoedery, wanneer jy valse leerlinge aanhang, nie waar nie? Met ander woorde, met konings is die regerders van die aarde. Nou al die bewoners van die aarde is dronk, met ander woorde bedwelmd of deur mekaar van die wyn. Die wyn is jou valse leerstellings of jou tradisies wat sy vir hulle inskink. Dan word sy gee aan ons die valsheid en die mense vat dit en ons drink dit en aanvaar dit sonder om te toets aan die Bybel en ons word deur mekaar Nou net soos in die verlede, net soos in die donker eeue, Openbaring 17 vir ons dat hierdie valse kerk haar mag uitoefen oor die regerings van hierdie wêreldmagte en hulle beheer om haar wil uit te voer. Met ander woorde, hierdie bose mag gaan die wêreldmagte beïnvloed, sodat hulle haar wil beïnvloed. En is dit besig om te gebeur? Ek wil, wat 'n staatshoof gaan sien nie eers die paus nie. Ek wil lees, ons Engeland was daarby, die Brittanje en almal, elke staatshoof het iets met die pausdom te doen. Ek wil, wat maak Japan en wat hierdie boeddhiste, eerste minister by die paus? Wat het hulle met mekaar te doen? En selfs hulle kom by mekaar. Ek wil ons eie president was al by die Vatikaan. Nie waar nie? Gaan gereeld soontoe. Hoekom? Wat het hulle daarmee te doen?
iets is tog besig om te gebeur agter die skerms, nie waar nie? So ons kyk dus nou na 'n tyd wanneer die kerk politieke mag sal beheer en gebruik. Hy sal dit gebruik. Openbaring 17 leer vir ons dat daar sal 'n tyd aanbreek dat die pausdom haar politieke mag ook vir jou en my sal dwing om haar te volg in haar ontrou aan die Here en sy wet. Met ander woorde, Openbaring 17 leer vir ons dat hierdie mag gaan sterk word. Dieselfde mag wat hy gaan gehad het in die donker eeue gaan hy terugneem en dan gaan hy u en my dwing om haar te volg. En dit is iets wat ons nou kan kyk in die toekoms en wat huidiges besig is om te gebeur. Nou wat is die Katolieke Kerk se hoofdoel? Net om 'n idee te gee van hoe is dit al eintlik besig om te gebeur. Wat is die Katolieke Kerk se hoofdoel? Baie eenvoudig, om alle kerke weer te verenig onder haar vlerk, nie waar nie? Met ander woorde, alle kerke moet terugkom onder die Katolieke Kerk en die Katolieke Kerk erken. As u die nuus dophou, sal jy sien dit is hulle hoofdoel. Nou, hier's 'n aanhaling deur kardinaal Joseph Ratzinger. Toevallig, hy's die nuwe paus, nie waar nie? Hier was hy nog kardinaal. Hy was toe nog nie die nuwe paus nie. En kyk wat sê hy. Wanneer daar na die uitdrukking susterskerke verwys word, daar in die werklike sin van die woord na die een heilige katolieke apostoliese en universele kerk as moeder van alle spesifieke kerke verwys word. Dit is nie net 'n saak van terminologie nie, maar bo alles 'n basiese bewys van die katolieke geloof. Die van die enigheid van die kerk van Jesus Christus. Die feit is, daar is net een enkele kerk, sê hulle. Dis Katolieke Kerk. Hier weer kardinaal Joseph Ratzinger, Dinsdag 5 September 2000, Nasionale Italiaanse Televisienetwerk, kom dit vanaf. Hy sê, die verklaring bevestig, daar is slegs een enkele kerk van Christus wat voortbestaan in die Katolieke Kerk, en dit word regeer deur die opvolger van Petrus en die Romeinse biskoppe in gemeenskap met hom. Wat sê hulle? Daar's net een kerk, en ons is daai kerk, en julle moet terugkom na ons toe. Nou, hoe is sy besig om al die kerke en godsdienste onder haar vaandels terug te bring? Hoe is sy besig om dit te doen? Interessant. Het jy al gehoor van die Wêreldraad van Kerke? Nou die Wêreldraad van Kerke, selfs die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke en vele ander soortgelyke organisasies is gestig met die uitsluitlike doel om die kerke van die wêreld byeen te bring en hulle te laat saamsmelt. Jy gaan hierdie woord baie hoor en jy moes dit al gehoor het as jy net bietjie in kerk betrokke is. Al die kerke sê ons moet saamkom, ons moet saamsmelt, ons moet eenheid vorm, ons kan nie meer so verdeeld wees nie. Maar sonder om dit werklik te besef, is hulle besig om saam te smelt onder wie? Wie staan bo dit alles? Die pausdom. Met ander woorde, en as jy saamsmelt, staan jy vir dit wat hy staan. Nie waar nie? Dis die interessante deel. Nou sedert Vatikaan II, het die Katolieke Kerk hulle sienings oor protestante ook verander. Hulle sien hulle nie meer as die ketters of die renegate nie. Ek wil, dit was die wat hulle ons genoem het, die renegades, die protestante, julle wat weggeskeer het, julle is die ketters, maar ons word nou beskou as die afgeskeide broeders. Let wel, die afgeskeide broeders, wat weer met die moederkerk verenig moet word. Die arms van die kerk van Rome staan wyd oop om die afgeskeides weer in haar kraal te verwelkom, terug by die moederkerk. Hou net bietjie oë oop. Lees net 'n bietjie koerant en jy sal sien dit is werklik besig om te gebeur. Toevallig hier's 'n aanhaling, net verlede jaar het hierdie aanhaling het ek hom gekry. Hier sê hulle, the Anglicans submitting to the Pope. Baie interessant. Wie was die eerste kerk wat die pausdom erken het? Die Anglikane. As om net bietjie nader sit, jy kan sien, hierso is die hoof van die biskop van die Anglikaanse kerk van Engeland besig om met Pope Ratzinger te verenig en te sê, wow, ons is broers, ons vat hande saam. As jy daar lees, dit sê, in England's king, Henry VIII, broke away from the Roman Catholic Church in the 16th century, and Anglican Church has been England's church since that time. Some of Britain's kings, queens and parliamentarians sacrificed blood to establish England's own church.
Britain suffered some of its worst nightmares when the Catholic Church reigned over it. However, the people have forgotten that oppressive history. Now they are about to embrace the Catholic Church again. Die eerste stap, ons kom terug na julle toe, sê die Anglikaanse kerk. Openbaring 17 vers 4 sê, en die vrou was bekleed met purper en skarlaken en versierd met goud en kosbare stene en parels. En sy het aan haar hand 'n goue beker gehad, vol van gruwels en die onreinheid van haar hoerery. Nou 'n baie goeie beskrywing van die kleredrag van die pausdom, as ook hulle pragt en praal en die rykdom waarmee die kerk hom bekleed. Weet, as jy gaan kyk, purper, rooi skarlaken is juis hulle kleur van al die hoofbiskoppe en almal dra dit. En natuurlik die pragt en praal, sy het daar bekleed met rykdom, roem en edelgesteentes. Jy kan sien, hier is die paus se troon onder en kyk die pragt en praal bokant hulle kathedrale. Nou interessant, as jy kyk na al hulle voorwerpe in die kerk, daai dinge is toevallig alles van suiwer goud gemaak. Sekere dinge binne die kerk, alles goud. Hier is iets toevallig interessant, ek moes vir u wys, dit is in die kerk, dis nou in die heiligdom en alles. Maar wat maak 'n kopbeen daar binne? Dis mos kom en boos, man. Interessant, en al die dinge van suiwer goud, die pragt en praal van die katholieke kerk, natuurlik die paus se kroon, Vicarius Philadelphia, die woorde daarop, en dan hier's die werklike kroon wat die paus dra, hy dra het nie eintlik, hy's te swaar, hy's te vol goud en juwele, maar dis alles suiwer goud en egte juwele, die kroon se drieledige kroon, of as die paus se drieledige kroon. Vers 4 sê, en die vrou was bekleed met purper en skarlaken en versierd met goud en kosbare stene en parels, en sy het aan haar hand 'n goue beker gehad, vol van gruwels en die onreinheid van haar hoerery. So sy het 'n goue beker gehad, vol gruwels en die onrein van 'n hoerery, en dit herinner ons natuurlik aan die grootskaalse dwaalleerlinge in die Romeinse kerk, wat 'n gruwel is in God se oë, wat sy vir die wêreld voorhou. Ek wil al hierdie beelde aanbidding, al hierdie dinge wat hulle hoog hou in die katholieke kerk, en jy kan na enige katholieke kerk toe gaan en jy sal dit kry, dis deel van hulle. Nou waarlik, die Romeinse kerk is besig om die bewoners van die aarde dronk te maak, letterlik dronk te maak met die wyn van haar hoerery, met ander woorde, haar valse leerlinge, wat in die tyd van oppervlakkigheid en onkennis so maklik ingang vind by die volke. Ek wil, mense vandag, hulle sluk het maar net in, sonder om dit te dink. Nou toevallig, hoe gaan die duiwel te werk, om ons almal mee te voer, en onder sy valse systeem van aanbidding te bring? Hoe gaan die duiwel te werk? Hoe doen hy dit? Daar's 'n spreekwoord wat sê, vir elke aksie is daar 'n reaksie. Wat beteken dit? Byvoorbeeld, as ek na jou toe kom, Martin, en ek klap jou, wat gaan jy doen? Kom, wees nou eerlik, wat gaan jy doen? Jy gaan vir my terugklap, nie waar nie? Hoekom? Vir elke aksie is daar 'n reaksie, nie waar nie? As ek jou stoot, stoot jy outomaties terug. Nou dink jy, die Satan wil hê ons moet reageer. Hy wil nie ons moet reageer nie, want dan bid ons, nie waar nie? So wat doen hy, sodat ons nie kan reageer nie? Wat doen hy? Baie interessant. Hy doen presies dieselfde ding. Hy doen dit net baie stadig en geleidelik, en ons raak gewoond daaraan. Nie waar nie? 20 jaar terug, as 'n meisie swanger geraak het, hoe die mense gereageer. Was verskriklik. Vandag? Is algemeen. Hoekom? Ons het gewoond. As u 20 jaar terug iemand gesien wat iemand doodskiet, wat het op u gemaak? Die nuus. Dit was hoofnuus. Vandag, dit bereik nie eens die nuus nie. Hoekom? Ons het gewoond geraak. Stadig maar seker het Satan ons gewoond gemaak, sodat u en ek nie reageer nie. Jy sien hoe dit werk? Nou die vraag, drink u dalk uit die beker van Babylon, sonder dat u dit besef? Hierdie beker wat hierdie vrou voorhou, met die valse leerstellings, en sy gee dit vir die wêreld, drink jy dit, sonder dat jy dit dalk besef? Kom ons kyk 'n bietjie na 'n paar sopies, paar slukkies uit hierdie beker van Babylon, net om jy te wys hoe gewoond het Satan ons al gemaak. Die goue beker in die vrou se hand simboliseer die onrein leerstellings wat die kerk aan die nasies gee om te drink. Wat die kerk vir ons gee om te drink.
Kom ons kyk vlugtig na 'n paar sopies wat in die Katolieke Kerk se beker vir die Christendom aangebied word en waarteen Openbaring ons waarsku. Dis die doel van Openbaring, om u en my te waarsku. Kom ons kyk na 'n paar. Eerstens, die Katolieke Kerk se standpunt oor evolusie, wat al grootendeels deur die wêreld aanvaar word. Evolusie word vandag in ons skole geleer. Of jy dit nou wil aanvaar of nie, u kinders word daaraan blootgestel. En waar kom dit vandaan? Interessant. Wat leer die Bybel ons? Hoe die mens ontstaan? Dit sê Genesis 1:7, en God het die mens geskape na sy beeld. Nie waar nie? Dis wat die Bybel ons leer. Nou die mens is nie afstammelinge van diere nie, maar na die unieke beeld van God geskep. U stem saam? Ek bedoel, God het ons gemaak na sy beeld. Wat sê die Katolieke Kerk? Baie interessant. Hier is hulle eie aanhaling. Dit sê, did God create mankind in his image, as the Bible says, or did humans evolve from animals as Darwin theorized nearly 150 years ago? According to Pope John Paul II, evolution may be a better explanation. Maybe a better explanation. Toevallig die kom uit US News and World Report, 4 November 1996. Nie so lank terug nie. Hier is die amptelike berig, as indien jy my nie glo nie. Dit sê, Vatican thinking evolves. Verander. Wat sê dit? Uit hierdie eie berig uit. Dit sê, the statement is unlikely to influence Catholic schools, where evolution has been taught since the 1950s. Het jy dit? Die Katoliekes herken dat hulle van die 1950s af openlik evolusie in hulle skole leer. Openlik. Dan sê hulle, indeed, reading the entire Bible literally has not been a dominant practice among Catholics throughout much of the 20th century. Nou woorde, wat sê hulle eintlik? Genesis? Ja, nee man, dis net 'n storie. Jy hoef dit nie letterlik te vat nie. As dit 'n storie is, waarop staan u en ek? Waar bou ons? Verstaan nie? As jy Genesis uitgooi, kan jy die hele Bybel uitgooi. Want dis die oorsprong, dis die begin van ons. Nie waar nie? Toevallig, hier weer eens, hierdie einste aanhaling, wat sê dit? The Pope says we may descend from monkeys. Openlik herken hulle dat, evolusie is 'n beter opsie as die skepingsteorie. Openlik herken hulle dit. Kom weer eens uit Times, 4 November 1996, dieselfde artikel, dit sê, in his message to a meeting of the Pontifical Academy of Science, which has taken the origin of life as its theme, the statement by John Paul reflects the church acceptance of evolution. Het jy dit? En hy gee dit vir die wêreld en ons almal drink. We should not interpret Genesis literally. Peter Skrawinski, editor 1991 Catholic Encyclopedia. Hier kom 'n eie ensiklopedieboek wat sê Genesis is nie letterlik nie. Dis nie waar nie. Dis net 'n storie, man. Sien jy hoe ver is dit? Hoe ver breek hulle godsdiens af? Dan tweedens, haar leerstelling oor die onsterflike siel. Nou ons het dit nou al gehanteer, baie interessant. Werke van Luther, deur A.J. Holman, deel 2, bladsy 107, kry ons hierdie aanhaling wat Luther gepraat het oor die Katolieke Kerk. Het sê, onder veel kinderagtige en buitensporige dinge, het hulle, die Rooms-Katolieke Kerk, se 5de Lateraanse Raad van 1555, bepaal dat die siel onsterflik is. Waar kom dit vandaan, dat die siel onsterflik is? Letterlik uit die perd se eie bek uit. Die Bybel sê, die dag as jy sondig sal jy sterf. Wat sê hulle? Jy sal nie sterf nie, jy gaan maar net oor in 'n ander vorm. Nou die Bybel praat nêrens van die onsterflike siel nie. Slegs God alleen besit onsterflikheid, leer die Bybel ons. Is jy met my? Ek wil dis wat die Bybel is. Net God het onsterflikheid. Wat sê hulle? Nee, almal het onsterflikheid. Derdens, beelde aanbidding en aanbidding van heiliges, wat baie sterk in die Katolieke Kerk is. Nou ons kan duidelik sien dat beelde 'n groot rol speel in die Katolieke aanbiddingsstelsel en rituele. En is interessant, dat hoe meer die beelde, dit is totaal deel van hulle, maar het jy al agterkom hoe meer raak het deel van die normale kerke? Ek wil, dis iets wat mense nie meer teen reageer nie. Ons is al so gewoond daaraan, ons is so gewoond. Nou, die Katolieke Kerk het selfs die tweede gebod, onthou jy nog hierdie lesing, wat lei dat ons nie gesneede beelde mag aanbid nie, uit
die 10 gebooie verwyder en die 10de gebod in 2 verdeel om weer 10 gebooie te hê. Onthou jy nog die Antichrist studie wat hulle die wet van God verander het? Nou antwoord op die vraag, wie gee hulle die reg om die 10 gebooie te kan verander? Antwoord hulle eenvoudig, the Pope has power to change times, to abrogate laws, and to dispense with all things, even the precepts of Christ. Hulle eie aanhaling wat sê, ons het die reg om selfs die 10 gebooie te kan verander. Ons het die reg, sê hulle. Die paus kan goddelike wette wysig, herken hulle in Prompta Bibliecta Papa artikel 2. Sonder om te skroom, herken hulle, ons kan God se wet verander. Dan vierdens, die aanbidding en verering van Moeder Maria. Nou dit is iets wat baie bekend is. Katolieke kerk aanbid Moeder Maria. En natuurlik deur die verering en aanbidding van Moeder Maria, en in baie gevalle het sy selfs meer eer as Jesus, bring die Katolieke kerk egter baie gelowe onder haar vlerk, aangesien die moeder en baba in baie heidense godsdienste ook voorkom. Byvoorbeeld Isis en Osiris in Egipte, Isi en Iswara in India, Ishtar en Tammuz in Babylon, en die Xingmu en kind in China en Japan, en nog baie meer, is presies dieselfde moeder met baba beeld. Het jy dit al agtergekom? Met ander woorde, deur die moeder Maria en die baba beeld voor te hou, bring die Katolieke kerk, Boeddhisme, Hindoeïsme en al die Indiese gelowe onder haar vlerk. Hoekom? Hulle het die presies dieselfde beeld. En die moslems, of die hindoes, die hindoes het ook 'n moeder en 'n baba beeld, wat amper dieselfde is. Die hindoes, die boeddhiste, kry jy dit ook. En daardeur word hulle letterlik op 'n mooi manier saamgevoeg onder die Katolieke kerk. Nou die Bybel leer ons duidelik dat Jesus ons middelaar is tussen God en ons, en nie Maria nie. Nie waar nie? Nie Maria nie. Behalwe vir erkenning en eer, is daar geen Bybelse bewys dat Maria goddelike status het nie. Daar is geen bewys in die Bybel dat sy enigstens goddelike status het nie. Maar in die Katolieke kerk het sy baie hoë status. En ek bedoel, sekere dele waar die kerk baie sterk is, word sy self ten volle aanbid. Hulle bid na Moeder Maria tree vir hulle in, en dis niks wat die Bybel leer nie, maar interessant, hoe baie mense aanvaar dit. Hoe baie mense aanvaar. Ek hoor nou van 'n NG Kerk in Pretoria, wat begin om die mis te beoefen. Ek weet nie of julle daarvan gehoor het nie, ek het nogal geskok geweest. Katolieke kerk begin die mis beoefen? Tog, ons besef nie hoe ver is dit al reeds besig nie. Natuurlik vyftens die sonteologie. Nou, the Oriental Religions in Rome Paganism, hierdie aanhaling kom weer eens uit hulle boeke, dit sê, die paus het die beelde van Helios, natuurlik die songod, en Bel, die antieke beskermgod van Babel, na die nuwe heiligdom, pausdom, oorgeplaas. Nou, wat hulle sê, ons het heidense simbole gevat, en net 'n Christelike laagie daaroor gesit. Toevallig, hierdie is nou Petrus, Sint Pieter, waarvoor hulle bid. Jy kan sien die sondisk bokant sy kop, en natuurlik daai bekende vrymeselaarssteken in die hand wat hy hou. Toevallig vir enige sonaanbidder. As hy hierdie beeld sien, herken hy dit onmiddellik as die songod Bel en Balder. Die Katolieke kerk het dit in hulle deel gemaak. Ons aanbid die son, sit net 'n Christelike laagie op en is alles reg. Hier is nog een se aanhaling. The sun was a foremost god with heathendom. The sun has worshippers at this hour in Persia and other lands. There is, in truth, something royal, kingly about the sun, making it a fit emblem of Jesus, the Son of Justice. Hence, the church in these countries would have seemed to have said, keep that old pagan name. It shall remain consecrated, sanctified, and thus the pagan Sunday, let well, the pagan Sunday dedicated to Balder, dis die songod, became the Christian Sunday, sacred to Jesus. Kry dit in the Catholic World, March 1994, bladsy 809. Openlik herken hulle, ons aanbid die songod, ons maak hom net 'n bietjie Christelik, omdat die mense dit makliker kan aanvaar. Nou die leerstelling natuurlik oor Sondagviering. Nou hierdie stelling word nie net duidelik in die Katolieke kerk geleer nie, maar is vir al die eeue 'n lat waarmee die Katolieke die protestante roskam. Jy hoor dit nog af en toe dat die Katolieke hierdie stelling gebruik om die protestante te roskam. En hier's 'n baie belangrike aanhaling. The Mother Church, it sê,
But since Saturday, not Sunday, is specified in the Bible, isn't it curious that non-Catholics who profess to take their religion directly from the Bible and not from the church observe Sunday instead of Saturday? Is dit nie snaaks nie, sê hulle? Yes, of course, it is inconsistent, but the change was made about 15 centuries before Protestantism was born. They have continued to observe custom even though it rests upon the authority of the Catholic Church and not upon an explicit text in the Bible. That observance remains the reminder of the Mother Church from which non-Catholic sects broke away, like a boy running away from his mother but still carrying in his pocket a picture of his mother or a lock of her hair. Faith of Millions, Reverend John O'Brien, bladsy 421 en 422 sê hulle, sê wag, julle het weggebreek van ons af, maar julle onderhou nog Sondag. Met ander woorde, wat sê julle eintlik? Julle onderhou iets wat ons ingestel het, so julle is eintlik nog deel van ons, so kom terug na ons toe, kom terug na ons toe. Baie interessant. Natuurlik, as ons kyk na die fondasie van die valse kerk, waarop berus dit? Waarop berus Babylon? Baie eenvoudig, dit berus op die gesag van die mens, nie van God nie. Dit berus op die woord van die mens, dit berus op die werk van die mens, dit berus op die wet van die mens, en dit berus op die tradisies van die mens. Nou as ons kyk na die fondasie van die ware kerk, of Godse kerk, dan sien ons dit berus op die gesag van God, nie waar nie? Dit berus op die woord van God, dit berus op die liefde van God, dit berus op die wet van God, en dit berus op die leerlinge van God, wat God ons leer. Daar Openbaring 13 vers 3 wat gesê het, en die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan, die antichrist mag. Sê die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. Is dit besig om te gebeur? Vers 8 sê, en al die bewoners van die aarde sal hom aanbid. Almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is, geskrywe is nie. Weereens, dit trumpet, hier is verlede jaar se iets wat ek net gekry het en ingesit het. Wat sê hulle? Italy bows to the Vatican. Kyk wat is besig om te gebeur, hoe hy besig om sy mag terug te kry. En hier is toevallig 'n baie interessante artikel waar Prodi, dit is die Italiaanse eerste minister, waar hy voor die Katolieke kerk moes buig. Baie interessant, as ek dit vir julle kan lees uit hierdie artikel uit. Dit sê, ever since becoming Pope, Benedict has used politics, let wel, dis wat die Bybel gesê het, hy gaan gebruik, as one of his tools to instill Christianity back into the hearts of Europe. Just a couple of months into his reign, for example, the Vatican called for a boycott of a referendum to change Italy's strict fertility laws. The boycott was successful in voiding the referendum. Most recently, Benedict XVI told politicians in a papal document released March 13, they must not vote for laws that goes against the Catholic Church position. En dan gaan dit bietjie verder. Baie interessant. Hier's iets wat die Italiaanse eerste minister wou deurvoer, en die Pope het net gesê, nooit manne, kom ons boykot dit. En almal het dit geboykot, en die hele ding val deur, en wat moet die eerste minister van Italië doen? Hy moet voor die Pope herken. Hy moet voor die Pope buig. En wat sê die Bybel? Dit is gaan besig wees om al meer en al meer en al meer te gebeur. Nou loop jy dalk verwonderd agter die dier aan, sonder dat jy dit werklik besef. Sonder dat ons dit werklik besef. Openbaring 17 vers 14 sê, hulle sal teen die lam oorlog voer, en die lam sal hulle oorwin, want hy is die Here van die Here en die konings van die konings, en die wat saam met hom is, geroepe, uitverkore en getrou. Gaan hulle wen? Nee. Wat is God se dringende oproep tot ons in hierdie laaste tyd van die einde? Vir ons wat in die tyd van die einde lewe, wat wil God eintlik vir ons sê? Openbaring 18 vers 1 tot 5 sê, en na hierdie dinge het ek 'n engel gesien neerdal uit die hemel met groot mag, en die aarde is verlig met sy heerlikheid. En hy het met 'n groot stem kragtig uitgeroep en gesê, geval, geval het die groot Babylon, hierdie hoervrou, en dit het geword 'n woonplek van duiwels en 'n versamelplek van allerlei onreine geeste en 'n versamelplek van allerlei onreine en hartlike voëls. Omdat al die nasies, let wel, al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery,
en die konings van die aarde met haar gehoreer het, en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid. En ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê, gaan uit daar uit my volk, gaan uit daar uit my volk, sodat julle in die gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla ontvang nie, want haar sondes reik tot aan die hemel, en God het haar ongeregtigheid onthou. Vat ons dalk, sonder dat ons dit werklik besef, soepies uit Babylon se goue beker vol misleidings? Drink ons dalk al daar uit? Nou God se dringende oproep tot ons is, kom uit daar uit my volk. Kom uit daar uit, sodat julle nie deel van haar sondes mag word nie. God wil hê ons mag nie vasgevang daar nie. Hy roep ons uit daar uit. Jy, daar is so baie kerke in hierdie ou wêreld waarin ons leef. Daar is so baie kerke. Maar jy weet, as ons alles bymekaar moet bring, is daar maar net 2 kerke. Maar net 2 kerke, net 2. Hulle wat die gebooie van God bewaar, en die getuienis van Jesus Christus hou, leer Openbaring 12 vers 17 vir ons, nie waar nie? En natuurlik, hulle wat verlei is agter die dier se valse leerstellings aan, terwyl hulle dink hulle is reg. Terwyl hulle dink hulle is reg. Nou daar is slegs een manier om onsself te beskerm teen die valse misleidings en die valse leerstellings, en dit is om die ware lig te volg, soos geopenbaar in God se handleiding vir ons, die Bybel. Nie waar nie? Net die Bybel en die Bybel alleen, het Martin Luther gesê. Kan jy nog onthou wat ons gesê, gaan ons lese wees vir hierdie lesing? Die Bybel en die Bybel alleen. Ons wil op die Bybel bou. En daarom is dit so belangrik dat ons moet vashou aan Jesus, veral in hierdie tye wat ons leef. Want hierdie dinge voorspel dat hierdie anti-kris mag gaan sterk word. En wat gaan hy doen? Presies wat sy in die donker eeue gedoen het. Ons dwing om haar te gehoorsaam. Nie waar nie? En waar wil Jesus sê u moet wees? In sy hande, waar hy u vashou en beskerm, en waar u kan staan op sy woord en sy woord alleen. Het jy dit? Dit is baie belangrik. Jesus, I need to know true love, deeper than thy love found on earth. Take me into the King's chambers. I need to know true love, deeper than the love found on earth. Take me into the King's chamber. Cause my love to mature. Let me know the kisses of your love. Let me feel the warm embrace. Let me smell the fragrance of your touch. Let me see your lovely face. Take me away with you. Take me away. I
than the love and honor. Take me into the King's chambers. Cause my love to measure. Let me know the kisses of your love. Let me feel the warm embrace. Let me smell the fragrance of your touch. Let me see your lovely face. Take me away with you. Take me away. Feeling so Onse wonderlike Jesus, baie, baie dankie vir die absolute wonderlike genade. Dankie Jesus, dat U ons in U volle waarheid wil beskerm. En is al waar ons werklik kan veilig wees, Here Jesus, is in U hande, waar ons gehoorsaam leef teenoor dit wat U woord vir ons leer. En Here Jesus, ons het nodig, soveel meer nodig om te staan op U woord as ons enigste fondasie. Al probeer die wêreld dit op soveel verskillende wyses van stryd bring. Al probeer die duiwel op al sy maniere hierdie fondasie onder ons voete uittrek, wil ons staan op U en U woord. O Jesus, gee ons U krag, gee ons U genade en vul U ons met U Gees en lei U ons in U volle waarheid, bid ons in Jesus se wonderlike naam. Amen.